Dion Grootkuier vanoggend by ons en ons gesels oor nuwe musiek en nie net Engels nie, sommer 'n hele album. Goeiemôre. Môre. Ek het gehoor die tong is 'n bietjie geknip daar op hy. Verskriklik. Ek weet, dis 'n lokval soos jy sê. Maar dis omdat ons lekker gesels het vir die tyd en toe skielik toe besef ek moet advertensie doen. Ja. Nee, dit is so hardloop. Maar ja, ons is hier so baie dankie dat jy kan wees. Regtig baie lekker. Groot plesier. Môre is Valentynsdag. Ja. Het jy iets beplan vir Valentynsdag? Nee, ons kunstenaars maak nie geld in Januarie nie. So ons spaar nog 'n bietjie tot en met Maart, dan ons skryf net so 'n bietjie aan en dan sê ons I owe you one. Okay, wel, ek sien. Maar elke dag is eintlik mos nou maar Valentynsdag. Dis nie klein dinge wat ons vier. Dis wat almal sê, wat nie romanties is nie. Ai nee, moenie so wees volgende nie. Dion, jy is nou al 'n geruime tyd 'n deel van die musiekindustrie of in die musiekindustrie. As jy nou terugkyk van waar jy begin het tot waar jy nou is, hoe dink jy het jy as kunstenaar gegroei? Ja. Ek dink die groei gedeelte is wanneer jy besef maar hoor so dit wat jy probeer doen is nie altyd alles nie. Jy moet gaan op wat jy voel jou musiek moet doen vir jou. Oh. Ek dink die groot ding is op die einde van die dag, ek wil nie graag dat mense gaan en sê, weet wat, hier is wat jy musiek moet wees nie. Jy moet dit self eers voel om dit te kan beleef en op 'n stage kan staan en vir mense dit kan gee. Eerder as wat jy glo mense, want dan gaan altyd mense wees in jou oor praat en sê, "Hey, hoor so, jy moet dit doen. Jy moet laat daai ou vir jou skryf. Jy moet daai tipe goeders doen." En vir jou om te besef, maar hoor so, jy moet eers jouself gelukkig hou, voordat jy kan verder kyk en ander kant toe kyk van die tafel. Dit is maar basies wat ek geleer het. Ek sê nie almal is dieselfde nie, Ja. maar vir my dink ek dis een ding wat vir my gewerk het. Hoe moeilik of maklik is dit? Want dis nie net die mense verstaan in die industrie wat dalk vir jou sê probeer hierdie of het daai aanslag nie. Dis ook aanhangers wat 'n opinie het oor alles, oor mense se musiek en so aan. En so stelselmatig bietjie verander jy jouself elke keer bietjie om aan te pas, maar jy gaan nooit almal gelukkig stel nie. So hoe balanseer jy hier is wie ek wil wees as kunstenaar teenoor dis wat mense verwag ek moet wees? Ek dink dis die ding wat jy moet besef, is jy moet groei. Jy moet groei in jouself vind en groei vind in jou musiek. Jy's nooit oud om te leer nie. Ek meen, ek leer tot vandag nog baie van musiek af. As dit kom by kunstenaars, as dit kom by sangers, as dit kom by musikale instrumente, jy leer elke dag. En selfs die skryfwerk ook, daar's altyd iets om te leer. En maak seker dat jy weet wie jy is en inkorporeer alles wat jy leer so met die tyd. En hopelik eventually werk dit uit dat jy al die KAK&K's kan volboek en al die plekke en so verstaan. Ja. So dit is maar waar is die plan waartoe ons werk. Maar ja, dit is maar my persoonlike groei en my persoonlike ervaring en elke kunstenaar is anders. Hoor hierso, groei. 'n Mens groei maar in die lewe, mens verander. Maar mens vergeet nooit wie jy was en waar jy vandaan kom nie. Ek dink jy het in Alexander Baai gematrikuleer, né? Ja. Was jy al weer terug Alexander Baai toe? Wat was die ervaring? Dis crazy want ek het actually siviele ingenieurswese gaan studeer in die Kaap en om my studenterekening af te betaal, toe het ek studentelening af te betaal, het ek teruggegaan en op die myne gaan werk, eers as 'n graad C wag. So letterlik as 'n sekuriteitswag gewerk op die myn en myself opgewerk en eventually graad A wag geword en toe eventually 'n diamantwaardeerder. So ek het met diamante gewerk en al die tipe goeders wat nogal crazy experience was vir my om dit te kon doen en ja, die plek lyk anders as jy daar skool gegaan het en nou daar gewerk het. Ja. In 'n klein dorpie van 500 mense. So dis mal. Dis iets wat ek nie vir iemand anders kan leer nie, want jy het nie baie mense nie, maar jy het die natuur skoon. Ja. En jy het die mense se persoonlike ervarings, stories, die manier hoe hulle praat. Dit is so aanloklik want dit is ek kan dit tot vandag nog jy kan dit nie vir mense verduidelik as jy nie daar was. Daar was dit ervaar dit nie. Ja. Jou musiek oorspronklik het baie van daai ondertoon ook gehad, nê? En van die spraakpatrone en ritmes en die plaaslike Namakoland tipe van goed gehad. Stelselmatig groei jou werk, stelselmatig. Ek sou nie sê dis uit nie, want dit bly altyd deel van iets. Altyd, daar's intermense. Ek het groot geword met mense soos die 5 Namakolanders en so tipe goeders. Hulle was op die dorp gewees. So in die aande, Vrydag aande gaan kyk by vriende en dan speel hulle pale nou in die braai, musiek en instrumente. En dan is dit soos 'n maar hier is 'n hele band wat die buite speel. En jy sit daar en jy ervaar dit. Dis om my klankies te hoor. Hier is 'n banjootjie wat speel, hier is 'n gitaartjie wat speel, hier is 'n viooltjie wat hardloop, 'n konsertinaatjie wat klap. En dit is net so anderste gevoel as wat toe ons in Kriel gebly het
waar dit glad wie jy sien Ja. is nie. Verstaan Ja, jy ja, weer ja. ander mense en goeders, maar daarso gaan dit oor mens wees, natuur, Die magic van dit. Ja. verstaan en ek dink dit is lekker om te kan sê weet wat daar is 'n element daarvan want dit is wat my gelok het na musiek toe is om daai te kon hoor en dan weer om terug te kom na wat ek vandag is. Ek probeer al daai stories en al die goeders, selfs my skryfstyl, probeer ek inkorporeer in dit in. So ja, op die vandag dis maar Mens is deel van wat jou vorm. ja. Hoekom in 'n tyd waar mense amper net enkelsnitte vrystel, sal mense steeds 'n album wil vrystel? Dit is die tweede keer wat ek al hierdie vraag gehoor het. Vorige keer by 'n ander plek ook, maar dit is die cool ding. Ek weet mense doen nie meer albums nie en daar's nie meer regtig plek daarvoor nie. Die groot ding vir my was ja, ons het 'n album nou uitgebring, maar ons het saam met dit stuk liedjie vir liedjie vir liedjie Ja. vir liedjie uitgebring. So daar was 'n klomp releases gewees op pad na die album toe en van daar af het ons gaan gesê ons remaster dit, ons het 'n paar remixes in en ons maak dit net 'n bietjie meer vars, maar met bekende songs wat al reeds uitgesit is en dan van daar af gee ons vir hulle iets vars en hier is die album en hopelik is dit vars tot die oor ook en ja, dit gaan vir my oor toe ons die liedjies seisoene geskryf het ons 'n klomp liedjies gevat want as jy seisoene vat, dit is 4 maande per seisoen. 3 maande per seisoen, skus. So ons moet op 'n manier dink, hoe gaan ons 'n album uitbring om hierdie te kan verduidelik? Hoe gaan ons die liedjies uitsit vir die mense om te sê weet wat hierso is 3 liedjies vir hierdie seisoen, 3 liedjies vir daai seisoen, 3 liedjies vir daai seisoen en eventually om dit alles bymekaar te bring om te sê weet wat hierso seisoene en alles wat ons het as mense en kunstenaars. Ja. Dit moes die kreatiewe proses om so 'n album in mekaar te sit dis nie maklik nie. 'n Mens moet ek wil amper sê hiperkreatiwiteit bereik om so iets uit te sit om al daai werk te kan doen. Wat het dit in jou veroorsaak? Wat het was daar 'n tydperk van hiperkreatiwiteit wat jy ingegaan het? Ek wil skryf, ek wil nog doen, ek wil nuwe melodieë, nuwe lirieke. Was daar so 'n tyd en hoekom was as dit daar was, wat het dit veroorsaak? Onthou kunstenaars het baie tyd. Verskriklik baie tyd. So die album het ons gevat omtrent so 2 jaar om klaar te maak. En ek dink die kreatiewe gedeelte daarvan is in daai hele tydperk is daar genoeg experiences met mense, genoeg tyd vir jou om te kan gaan sit by die huis, genoeg tyd by die see, by jou familie, by mense en kuierplekke, al die goeders om daai goeders bymekaar te kan bring om te kan sê weet wat hierso is 'n album seisoene en dit gaan oor alles wat ek nou al geleer het in die laaste 2 jaar vanaf mense, my ervarings net om alles bymekaar te kan gooi en te sê weet wat hier is die kreatiewe ek op my manier want ek kan nie dieselfde dink as enige ander kunstenaar hierdie is net my manier hoe ek dit kon uitsit vir die mense en sê weet hier is my seisoen nou. Hierdie nuwe seisoen waarin jy ingaan in 2026, wat lê voor? Hoop. Sjoe. Ek dink dit is die groot ding. Ek dink ons almal mis daai gedeelte. Dit gaan oor hoop op die einde van die dag. Enigiets wat jy doen, straal uit. En vir my is die groot ding, ek wil graag hoop gee vir mense en dan ook vir my kant af hoop ervaar om te sê weet wat ek hoop regtig waar dat die volgende paar jare vir ons almal sal goed wees. Vir my, vir al die mense daar buite en ek probeer dit doen in my musiek ook. Ja. Om vir hulle daai te gee. Weet wat, hier is vir julle lekker kuiertyd. As ons nou by 'n kuierplek is, hier is die kuiermusiek. Ons doen dit. Maar saam met dit, hier is die liefdesliedjies. As jy jou hartseer gaan en dit is hoekom ek sê die seisoene is vir my so mooi uitgesit want daar's liedjies van alles op hierdie album om dit te kan bevestig, om te sê weet wat waar ook al jy in is, hier is vir julle ons stukkie hoop wat ons kan gee vir julle van wat ons doen in die bedryf. Dion, baie dankie vir jou tyd vanoggend dat jy saam gekuier het vir ons opgebring het ons kykers. Geluk met seisoene. Dit is wonderlike. Mag 2026 'n wonderlike jaar vir jou wees. Dankie vir julle. Dankie om hier te wees. Dit is Dion Groot. Ons luister nou na seisoene.